Môre sê Woensdagoggend, dankie dat jy saam kuier. Varsgebakte brood het 'n unieke geur. En dis baie lekker. En die oomblik as jy dit ruik, het jy die behoefte om daai brood te sny, en jy wil botter vat, en jy wil hom sommer net lekker dik opsmeer. Nou ek het nou daardie behoefte. Ek kan dit egter nie doen nie. Daar's net een ding wat my keer. Dit wat jy hier sien, is nie 'n broodjie nie. Dis 'n kunsbroodjie. Baie goed gedoen. 'n Goeie namaaksel. Maar ek kan hom nie sny nie, ek kan hom nie smeer nie, ek kan hom nie eet nie. Dit sê iets van ons menswees. Ons leef by gebrek aan 'n beter woord in 'n plastiese kultuur. 'n Maskerkultuur. Ek word aangemoedig, ek word selfs toegerus om myself te kan voordoen in spesifieke situasies om spesifieke mense te beïndruk. Buite my wese wie ek regtig is. En om dit vol te hou is nie maklik nie. Baie keer is 'n ou in 'n gesprek en iemand sal na iemand verwys of na jouself verwys. Wie my, hy of sy, dis daarom die beste en dan sê ons vir onsself diep in ons gedagtes, as jy maar geweet het, as jy my regtig ken, sou jy dit nie nou gesê het nie. En waarom doen ons dit? Die kultuur wat ons onsself in bevind, is 'n kultuur wat dit nodig het om wie weet wat in stand te hou. Ek en jy as kind van die Here hoef nie daarmee te volhard nie. Die beste en die maklikste is om myself te wees. Want dit kan ek elke dag oor en oor doen, want dis wie ek is. Maar waar bevind ek my op die oomblik op my lewenspad? Wie en wat het ek toegelaat om in my lewe in te kom en van my wesenskenmerke te skaaf, te verander, sodat ek aanvaarbaar is vir wie ook al. Wat sien ons op Psalm 139 vers 23? Deurgrond my, o God, deurgrond my hart, ondersoek my, sien my onrus raak, kyk of ek nie op die verkeerde pad is nie, en lei my op die beproefde pad. In die konteks van ons gesprek vanoggend, Here, deurgrond my, ondersoek my hart. Is ek besig om op die oomblik myself voor te hou soos ek is, soos U my gemaak het? U wat trots op U hande werk is, U wat sê ek het jou kunstig in die moederskoot aan mekaar geweef, my kind. Is ek daardie weergawe van myself, U weergawe? Of het ek 'n weergawe geword wat ek eerlik moet wees ek self nie ken nie, en wat baie moeilik is om in stand te hou? Die wonderlike is, ons kan die Here vra, en sy Gees kan ons lei. Die beproefde pad is die pad waar ek en jy net weer onsself vind en onsself is. In hierdie wêreld, dis wat die Here bestem het vir my en jou, om te wees wie hy ons gemaak het. Here, ons is goed met maskers. Ons kry dit baie goed reg. Ons kan soms selfs die geur van varsgebakte brood naboots. Maar Here, die onnigtering kom wanneer ons gesny moet word en die brood met botter gesmeer moet word, dat daar agtergekom het, maar hier is 'n stuk onegtheid. Here, help my om weer te wees, sommer net wie ek is, wie U my gemaak het. Here, dit was goed genoeg vir U. Dit moet goed genoeg wees vir die wêreld. En dit moet wees wie ek is. Help my op hierdie pad, Here. Lei my deur die Gees. Deurgrond my hart. Ondersoek my, Here. Sien my onrus raak, waar dit vir my moeilik word om vol te hou wie en wat ek nie is nie. Ja, Here, en as ek op 'n pad is wat ek nie moet wees nie, lei my weer op die beproefde pad, waar ek eg is, en waar ek is wie U my gemaak het. Amen. Uitdaging vir die week, ons het almal in ons lewens
fasette, plekke, dalk mense, waar ek voorhou, waar ek 'n masker dra. Ek dink die uitdaging is, eerstens om dit te erken vir myself, en dan tweedens, om die Here deur sy Gees te vra, stel my in staat, om die beproefde weg, die een wat U my op wil hê, om te wees wie ek is, om daai pad te begin bewandel. Sterkte daarmee, kan dalk 'n bietjie ongemaklik wees.